Hallo en goeiemôre op hierdie helder sonskyndag. Die probleem is, dit bly nie so helder sonskyndag nie. Ons het 'n windwaarskuwing uit. Die winde gaan op tot 85 km/h en daar is natuurlik 'n reënwaarskuwing uit. Wat sê ons gaan wegspoel in hierdie komende paar dae. So dit is nou Saterdagmôre en ons verwag dat die winde gaan begin hierso by vanaand se tyd en dan hou dit op hier teen Woensdag. So wat ons besluit het, in 85 km/h wind gaan ons nie probeer uithou en vaststrap en daai klas ding nie, want dis niks lekker om 3 uur die môre in die reën uit te hardloop en te sien al jou penne het uitgetrek. Jy ou slaap nie lekker as dit so gaan nie. So wat ons besluit het om te doen, is ons gaan die karavaan afslaan. Ons het begin nou die aand deur die aileron af te haal, net in 'n vorm van desperaatheid, net om die silverseil oor te kry. Maar dit lyk absoluut verskriklik. So, behalwe dat ons nie so kan los nie, kan 'n ou nie regtig so in en uit kruip elke keer as jy hier moet uitkom en dan jou rug breek in die proses en daai klas ding nie. So nee, ons het besluit ons gaan die hele ding afhaal. Soos julle kan sien hierso, dit is maar 'n mix and match om alles net vas te kry en daai klas ding, en so kan dit werk nie. So wat ons gaan doen, ons gaan die karavaan se tent afhaal en dan gaan ons al die goeders gaan ons dan nou wegpak soos dit moet wees en dan hoef ons dan nie te worry oor die wind of reën nie. So ons gaan net die karavaan dan moet oppas in hierdie tydperk. Niks penne wat kan uittrek of niks daai klas ding nie. So ja, ons kyk hoe gaan dit. Nou kan julle verstaan hoekom haal ons eerder die ding af as wat ons hom probeer ophou. Dis 'n vast seil. Ons praat van 'n 100 vierkante meter seil hierso en dis nogal moeilik om hom in die gang te hou, of ten minste op die grond te hou wanneer die wind so waai. Gewone ou sukkel so nie. Die groot seil is baie lekker vir die water en die weer en daai klas ding, maar dis maar soos 'n kite as die wind opsteek. Soos julle nou binnekort sal sien, dit is nou wat gebeur as 'n ou net skram en oppak en in die middel van die nag wakker word en nie worry hoe dit lyk of waar jy goed gooi of waar jy oral modder intrap of daai klas ding nie. Want jy worry net nie meer op daai oomblik nie en ek dink met hierdie hele ding is dit nou wat ons probeer vermy. Dit is baie deurmekaar, dit is baie vuil en gelukkig het alles hier binne 'n plek. Dit lyk altyd na chaos as 'n ou trek, maar alles het 'n plek hierso. En met die idee dat die tent af is, kan ons hom nou instuur dat hy gereggemaak word op party plekke wat hy stukkend is, dat hy geskeur het, wat ons ankerpunte verloor het. Hier gaan ons.
So nou dat ons hoofsaaklik die karavaan leeg het, nou wil ek julle graag terugvat hier na die 80er jare toe, 80er, 90er jare toe, help my nou reg hierso. As jy nou ooit Tetris gespeel het in jou tyd, dan sal jy verstaan hoe werk hier die volgende speletjie. So ons het al die goed wat hier lê. Right. En hulle moet hierin pas. So dis nou soos 3D Tetris, kan nou maar sê. Ja, dit is nou nie een van die eenvoudigste goeders nie, maar dit moet werk. Ons het nie veel van 'n keuse nie. So praat ons van Tetris. Ek het julle mos gesê dat alles het 'n plek, alles kan aankom. So, ek gaan gou die laaste goeders wegpak. Ja, nou dat daai hierdie pad uit is. So alles wat nou nog oor is goeders wat ons nie nou dadelik gaan bære in die kar nie. Dit is goeders wat ons dan gaan buite los, of dalk nie toegooi, of nie sleepwandjie los, of daai klas ding. So, daai wil ek nog gebruik om die gras nou te sny, terwyl alles nou opgevou is en so. Al daai goeders sit ons nou binne in die karavaan. Tentpenne gaan ons sommer net hier so in 'n krat sit, wat ons dan onder die tafel gaan los. En dan lyk die myndraadjie dan nou so. Ons het gepraat van Tetris. Dit is nou hoe mens Tetris speel. Kyk net daar. So alle kere wat ma gesê het, moenie soveel rekenaar speel nie, dis nie goed vir jou nie. Hier het ek letterlik my skills gebruik. Sien maar, ek letterlik my skills gebruik. Sy dink hierdie klein GP lui soveel nie, maar ek dink hou sy hele lewe passie agterin. En weet jy, ek is right met die idee dat jou hele lewe agterin 'n Jeep pas. Dan nou gebruik van die tyd as die tent nou af is om sommer 'n paar reparasies op te doen. So die mudflaps wat hier op is net so oud soos die tent en dis ouer as ek. So hulle besluit hulle wil nie meer hier wees nie. So ons help hulle om af te klim en dan sit ons nuus op in die tydperk wat die tent dan nou af is. Dis great. Nou vanoggend het ons nou seker so 11 uur begin pak en dit is nou net na 4. So na 5 ure se oppak en Tetris speel lyk dit nou so. So hier is nou nie meer regtig iets wat kan wegwaai nie. Al die klas goed wat nou hier staan is nou die tent wat moet ingaan en dan die add room wat 'n nuwe gedeelte moet kry. Maar die res van die goeders is normaalweg wat in die karavaan sou gaan. So ja, nou hoef ons nie meer geworried te wees oor die wind wat kom nie. En dan is ons dan redelik veilig. Ons gaan nie enige vorm van moeilikheid hê in terme van 'n tent wat wegwaai of daai klas ding nie. So ja, die groot werk is gedoen. Ek kan nou nie sê nou moet die storm kom nie, want ek wil nou nie storm hê nie, maar hy kan nou maar kom. So, there you go.